praise your name. Halleluja. Kan jy bietjie saam met my aanbid? Net so 'n bietjie jou hande opsteek. Jou gees oopmaak. Ontvanklik wees van die beweging van God se gees in jou. Deur jou. Vir jou woord vanoggend. Net toelaat dat die gees jou voorberei, jou hart voorberei. Jou gesindheid, jou gedagtes. Woord vir jou. Wil jy vandag sê vir hom, Here, ek is goeie grond. Laat die saad van die koninkryk op goeie grond val vandag. Ontvanklik. So sal voortbring 100voudig die eer van die naam. Dankie, Here. Dankie, Here Jesus. Halleluja. Halleluja. Thank you, Jesus. Amen. 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 Dankie. Halleluja. Dankie die voorsangers en musikante. Amen. Hy wil preek, hy wil preek. Amen. As julle lekker bly om hier te wees, wie's lus vir die lewe, dat ek sien? Iemand wat nie lus het nie, het ons nou vir jou gou bid. Amen. Daar's nou 'n paar keer in die week oor die woord van melding gemaak en soms net so in gesprekke ook. En dis wat ek net ook hier vir jou gevra het, dat jy sal sit en sê, Here, dat u saad op goeie grond sal val. En altyd as jy kom by waar die gemeente saamkom, waar woord bedien word, dat jou gebed sal wees, Here, dat ek goeie grond sal wees. Wat die saad ontvang, die Bybel praat van 30voudig, 60voudig, 100voudig. En dit het elkeen sy eie boodskap, maar ek gaan altyd, Here, laat dit sal voortbring 100voudig, daar is 'n rede daarvoor, dat 100voudig sal voortbring. Party mense is tevrede met 30 en sommige met 60. Is ten minste inkomste, ek meen 30% van jou saad is nie te sleg nie, as 0. En 60, daar is ander, weet jy, as jy na daardie gelykenis van die Here kyk, uit hy 4 goed noem, net die laaste een, die goeie grond is wat voortbring, die ander is harde grond, ander het dorings in, en goed wat maak dat die saad wat gesaai word nie te voorskyn kan kom en kan vrug dra nie. So die goed is daar wat kan keer en stop, dat dit wat God in jou lewe doen, die Bybel sê die vyand kom om daai saad te steel. Hy sy plan is om daai saad weg te steel, want hy weet as daai saad ontkiem, sê vir my vandag, as jy mooi dink, hoekom, en die Here Jesus sê, dis die duiwel wat kom om daai saad, die bose kom om daai saad te steel. Hoekom wil hy daai saad steel? Daar moet 'n rede wees. Want daai saad het die vermoë om groot goed in jou lewe te doen. En hy weet dit, die vark, ekskuus, die duiwel. Hy weet dit. En hy wil dit wegsteel, so dat geen effek in jou lewe sal hê. En hoeveel kindertjies van die Here kom en gaan, en hulle daai duiwel kom steel elke keer jou saad weg. En niks gebeur nie. Saad het die vermoë om voort te bring. Sê saam met my, saad het die vermoë om voort te bring. En die skrif sê dat die prediking van die koninkryk, daai woord van die koninkryk,
Dis die saad wat 'n verskil in jou lewe nie kan maak nie, maak as jy ontvanklik is. Jy kan bekommerd wees oor dit, bekommerd oor dat en nie verstaan wat die ou preek nie en al die goed gebeur en dit raak net weg. Party ouens ontvang daai woord vanoggend met blydskap. Maar hulle is soos op rotsagtige plek, daar's 'n bietjie grond en hy het skaarspunt groei, dan sê op die klippe gaan die saad dood. Dit beteken ontvang die woord, hulle is bly, hulle stap hier uit, eet by earth, lekker, en as hulle by daai hek uitdry, dan daai saad die klip getref en hy's weg. Maar goeie grond is grond wat ontvanklik is, wat hierdie voeding is, wat hierdie saad in sterwe en doodgaan en opkom en tevoorskyn bring en 'n oes te bring, 'n oes van 30voudig, 60, 100voudig, dit kom net tevoorskyn. So saad is belangrik. God se woord in jou lewe is belangrik. En voor ek verder gaan, ek wil iets met julle net te demonstreer, maar voor ek daarby kom, wil ek jy net in jou kop hê, as jy hier na toe kom, hier te kom sit, kom jy met 'n rede en dis om 'n saad te ontvang. As jy uitstap en jy verloor, en moet jy verstaan, dis jou skuld. Dis nie God se skuld nie. Is nie ou die voorstaan se skuld nie. Is nie die Heilige Gees se skuld nie. Jy was net nie goeie grond nie. En weet jy, dis hoekom Jakobus sê, hy sê, ontvang met sagmoedigheid. Die ingeplante woord van God, wat in staat is om jou siel te red. Hy praat nie om jou gees te red, jy moet toch net niks daarmee uit te waai nie. Dit is jou sielslewe, emosionele lewe, jou denke, te kan vernuwe. Hy sê, ontvang met sagmoedigheid. Sagmoedigheid beteken, die Engelse woord, 'n soort van, 'n ding wat het verklaar is, om met sagmoedigheid te ontvang is, 'n teachable spirit. Is jy nog by? Sê saam met teachable. Sê, I must be teachable. If you are not teachable, you are dead. As jy nie leerbaar is nie, sagmoedig genoeg is om weet, daar's mense wat hard is. Ek en Rita gesels nou die dag, en ons is, weet as jy bediening is, kan jy boeke en boeke skrywe, en sy sê onder andere, ons kan 'n boek skrywe, maar ons gaan nie nou daarmee begin nie. Maar ek en sy het met iemand te doen gehad, jare terug, en ek onthou, al die kerk toe gekom, en eendag sê hy iets vir my, hy sê hierdie woorde, hy sê, man, al die goed wat jy nou van hulle preek, het ek al lank al vergeet. Toe sê ek vir hom, ja, ek kan het sien. Onmiddellik is hy en sy vrou boos. Wat bedoel jy? Jy sê jy het al vergeet. Jy sê so, ek kan in jou lewe sien, kan jou houding sien, kan jou gesindheid sien, jy het dit waaragtig vergeet. So al die woorde van hom gegees dat hy het vir hom niks beteken nie. En dit het daai aand en die woorde van sy het 'n verskriklike effek op die einde in hulle lewens gehad. Groot effek gehad, wat nie goed was nie. So, ek wil jou aanmoedig as jy kerk toe kom, ek te sien, dis eintlik waar ek oor wil preek, ek gaan nie daaroor preek, ek wil net hê, kry jou damn hart reg, man, kry jou gedagtes reg, kry jou gesindheid reg, wees ontvang, sê, wat wil God vandag vir my sê? Be teachable, ontvanklik, sagmoedig, dis in staat, die Bybel sê om groot dinge in jou lewe te doen. Amen. Sê saam met die woord, is in staat om groot dinge in my lewe te doen. As ek hierdie goed preek, dan wil ek hê, ek gaan nou iets vanoggend, John kom al 'n tydjie daarmee saam, net weer by hom aansluit, en het laas week gepraat over ons 'n victim of 'n witness. 'n victim of 'n witness sal wees. En
daai witness gedeelte praat met ons, dat ons is getuienisse van die Here. So ek wil vanoggend daarmee praat, maar ek wil net iets aanhaal. So 'n week of 5 terug ek dink Tron of iemand vir my gesê, daar is so 'n kinderstorie nie daar rondloop oor ons gemeente. En die gemeente, ons gemeente sê, of ons ouens wat die preek, weet, maak asof ons klein goetjies of ons God is, jy weet, of ons klein goetjies is en sulke goed, hè. Maar kan ek jou lees wat sê die Bybel? Kan ek maar sê wat die Here sê? Wie's nog by my? Ek weet jy is so bly om te sê, ja, moet maar versigtig wees, want jy is dit nie. Kan ek vir jou net sê wat sê die Bybel? Die Bybel sê, alreeds in Genesis 1, sê die Here, sy plan was om alles te maak wat jy sien. Is dit reg? Dis die skepping. Onder andere het hy gesê, kom ons maak mense wat uit bobojane uit sal voortkom. Dis evolusie, né? Of uit die sop uit die see uitgekruip het. Evolusie. Of het hy sê, kom ons maak mense om hoe te lyk, sê gou vir my. Na wie se beeld en gelykenis? Jy moet nou versigtig wees jy dit sê. Hy sê, kom ons maak mense, dis God, na my beeld, my gelykenis. Wat hy daardie sê, mense is soos ek is. Nou, daar's mense sê, is a God kind. I don't believe in the God kind, want dan die ouens wat evolusie glo, kan ek sê, ja, hy's 'n kind of 'n ape, want hy kom van ape af, sê hy. Jy weet? En dit is nie so nie, ons is uit God uitgemaak, hy sê, na my beeld, and that's not a kind, that is God's stuff, God se goed, en sê heerlik, man, alles wat jou brein nie kan verstaan nie, wat in hom is in ons gesit, hy bring ons te voorskyn, nie as 'n soort van hom nie, soos hy. Maar kom ons kyk wat sê die Bybel. In Johannes 10 vers 33 begin hy in die Here Jesus het vir die Jode gesê, jy weet, hy's 'n kind van God. En hy sê in Johannes 10:33, die Jode antwoord en sê vir hom, dis nie oor die goeie werke dat ons u stenig nie, maar oor Gods lastering. En omdat u wat 'n mens is, u self God maak. Jesus antwoord hulle, is daar nie, nou moet julle lees in vers 34. Nou in vers 34, as jy die ander Engelse Bybel sê, is dit 'n rooi gedruk wat sê, dis die Here wat praat. Hy sê, Jesus antwoord hulle, is daar nie in julle wet geskrywe, ek het gesê, julle is gode. Oh God, nou sal doen stuff. Nou dis die Here Jesus wat praat, nie Jethro nie Tron of Dr. Andries nie. Hy sê vir hulle, in julle wet staan geskrywe, dat ek sê, julle is gode. Yes, julle oë is dan nou glasig. Maar wie van julle het 'n Bybel by die huis? Wie lees hom? Wie glo hom? Ek dink, dan moet ons maar huis toe gaan verder dink, want ek kan nou sien, hier is nou 'n klomp oë wat vir my kyk of ek mal is. Staan in jou Bybel geskrywe, en raai wie het dit gesê? Jesus Christus, jou redder, jou saligmaker, jou verlosser, hy wat die seun van God is, wat gesê het, hy is God. Hy sê, ek sê, julle is gode. Hy sê, ek het gesê, dat julle gode is. Hy sê in vers 35, en as dit hulle gode noem tot wie die woord van God gekom het, en die skrif nie gebreek kan word nie. Nou sê julle vir hom wat die Vader geheilig die wêreld gestuur het, ek is godslasterik, omdat ek sê, ek is die seun van God. So, hy kom sê, julle wet kan nie gebreek word nie. Hy sê dit is so, dat ek so sê. En nou, toe hy dit sê, toe haal hy aan, uit Psalm 82 vers 6, haal hy aan. Dis die woorde wat die Here aanhaal. Hy sê, ek self het gesê,
Julle is gode. En julle is almal seuns van die Allerhoogste. Nogtans hy sterf soos mense en hy vertel daarvoor, hy sê duidelik, hy praat met mense, maar hy sê vir die mense, julle is gode. En hy sê dit kan nie gebreek word nie. Wie is nog hier? Hulle is kinders in die dorp, hy mense sê, hulle is soos God, hulle is gode. Hulle is kinders oor ons, maar hulle is kinders oor Here Jesus. Al die jare is kinders nog oor hom. Hy sê die goede, al wat ons gedoen het, ons lees dit in die Bybel, nou sê hulle lees dit wel, ons sal die Bybel tussen ons en die waarheid staan nie. Jy weet, hulle glo een waarheid en die Bybel is iets anders, ons sal nie laat die Bybel vir ons sê nie. Maar die Bybel sê, die woord van God en die Seun sê, dis wie hy sê ons is. En weet jy, is interessant, toe hy met daai ouens praat, en dit vir hulle sê, was hulle nie Engels, dit was die ouens van die wet, wat hom wou doodgegooi het met klippe, hulle wou hom vermoor het, maar ten spyte van die goed wat hulle is, sê nog steeds, daai wet sê, julle is gode. Hulle is nie heilig en hulle blink soos die son nie, glad nie, klomp klipkoppe, en hy noem hulle gode, gemaak in sy beeld te gelykenis, sonde net verwoes. So, ek wil uit daai konsep uit vanoggend na jou toe kom, en iets met jou deel, en ek hoop jy sal verstaan, want hy kom in Jesaja 46, en hy sê van vers 10 af, en ons het wie het ander dag die teks ook aangehaal, hy sê, hy wat die Here is, wat van die begin af verkondig die einde, van die voortyd af, wat nog nie gebeur het nie. Hy sê, hy verkondig van die begin af, die einde. Sê saam van my begin, einde. So reg in die begin, sê hy klaar, wat gaat aan die einde gebeur. Hier is die einde. Wie is by my? Ek loop baie rond, ek het verstaan. Hier reg aan die begin, toe hy die tuin was, toe hy maak, skep, sê, nou maak ek mense na ons beeld te gelykenis, toe hy dit sê, toe verkondig hy, wat gaan gebeur op die einde. Toe is dat nog nie gemaakt nie. Hy sê nog, dis wat ons gaan maak. En dat groot goed gebeur, en ek wil nie vanoggend by al stilstaan, maar onder andere die kruis gebeur, onder andere die begrafenis gebeur, onder andere die opstanding gebeur, onder andere het die Heilige Gees, is die Heilige Gees uitgestort, onder andere het daar groot goed gebeur. Van toe tot nou, maar hier kom en hy sê, dis my gedagtes, dink julle, dat het hy sy mind gechange of sê nog steeds, ek maak mense na my beeld en my gelykenis. Ek weet as jy in die spieël kyk, sien jy 'n lelike ou. Veral as jy tandloos is in die oggend. En wonder jy. Maar hy sien iets anderster. Die skrif sê die mens kyk wat voor oë is, maar God kyk die hart. Toe hy nou vat ek 'n paar kort paai, maar is okay. Ek moet seker klaar maak een of ander tyd. Hy praat oor wedergeboorte. En Nicodemus sê van Johannes 3, nou hoe kan ek nou weergebore word? Ek nou weer teruggaan in die skoot van my moeder om. Hy sê vir hom, nee, jy verstaan nie, hy sê, wat vlees is vlees, ek praat nie van dit nie, groot seun, ek praat van gees. Hy sê, want gees is gees, ek praat nie van jou gees, daar is 'n wedergeboorte wat hier plaasvind, wat hierdie ding, wat ons noem jou gees, wat jy nie, ongelukkig is ons so in die vlees, ons sien meer die vlees, ons verstaan nie wat binne in ons aan die gang is nie. Jy verstaan nie wat in jou aan die gang is nie. Jy verstaan nie wat aan die gang is nie. Daar het iets gebeur in jou binneste, met wedergeboorte, en daar iets in jou binneste gebeur, wat iets laat gebeur, dinge laat gebeur, iets tevoorskyn bring, wat ons verstand nie kan aanvaar en nie kan beleef nie, omdat die ding nie vernuwe is nie. Maar wanneer jy kom by die plek, kan verstaan wat gees is gees en vlees is vlees, en hy kom sê vandag vir jou,
En hy praat met jou en hy sê ek het groot dinge vir jou in gedagte. Toe ek jou gemaak het aan die begin, was om te maak iemand na my beeld en my gelykenis. En wie van julle weet dat wanneer die Here iets besluit het, sal dit gebeur. Daar's niemand wat sy hand wegklap en sê, wat doen jy nie? Wow, dit is verkeerd nie. Hy's God. Hy besluit, hy sê, en die Bybel sê, God is nie 'n leienaar wat iets sê en dit nie laat gebeur nie. En hy sê van die begin af wat die einde gaan wees in jou lewe. Hy praat van die begin af oor jou lewe wat hy die einde in sien. Jy sien na jouself, as jy jouself kyk, iemand wat gereeld verloor. Ek praat van jou geestelike lewe. Iemand wat gereeld moedeloos raak, wat skaam is oor jou foute en tekortkominge en probleme. Jy sien jouself die goed, maar hy sien nie dit wat daar nou is nie, hy sien die einde daarvan. Wie is nog hierso? Klap toch ou langs jou en sê, word net wakker. Hy sien die einde. Mense na sy beeld en sy gelykenis. Sien nog mense. Dan roep jy hulle gode, maar moet dit nie in die dorp sê en hulle sal van die stoele afval. Wanneer ons praat, kom ons lees net eers voor ek daaroor praat, 1 Petrus 1 vers 23. Hy sê, want julle is wedergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God, wat tot ewigheid bly. Julle is wedergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit 'n onverganklike saad. So toe ek hom aangeneem het, het daar iets in die gees plaasgevind. Iets het gebeur en ons ontvang iets, en hy noem hy saad, wat jy ontvang het, is die woord saad, in die Griekse taal gebruik jy die woord sperma. Kom in die Afrikaanse woord sperm. Ons ontvang daai saad in ons. Hy sê, hierdie saad ons ontvang, is die lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly. So ons ontvang saad, wat in staat is om voort te bring. En ek wil jy verstaan iets van saad. Saad bring voor na sy soort. Dis ek wil sê, jy kan nie druiwe pluk van 'n doringbos nie. Is jy by? Jy kan nie perskes pluk. Wat is hierdie bosse by ons se naam? Hey? Soutbos. Ja, ek wil jy's van ons bosse wat julle ken hierso. Hey? Rooikrans. Daar is nie, jy kry nie perskes van rooikrans nie. Jy kry rooikrans van rooikrans en perskes van perskes en vye van vye en druiwe van druiwe. En wat daarin daardie saad is, kom tevoorskyn en hy sê hierdie saad kom van God af. God se saad wat in jou is om voort te bring nie eens a God-like people nie, maar God's people. Wie is nog by my? Hy bring hom tevoorskyn. In daai saad wat jy ontvang by wedergeboorte is daar 'n vermoë opgesluit. Nou maak gou vir my oop na Johannes 1:12. Ek wil net iets vir jou daar wys. Maar almal door aangeneem het, aan hulle
het hy mag gegee. Sê saam met my, mag gegee. Om te word. Sê kliphard, sê mag te gee, om te word. Hy het aan hulle mag gegee, om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Daai teks, die speel lekker met my altyd, want hy sê vir my iets. Toe ek hom aangeneem het, het hy vir my mag gegee, gesag gegee, die vermoë gegee, om te word. Wat te word? Maar ook ek is dat nou gereed, nou, hoe praat jy nou? Nee, toe jy weergebore is, jy saad ontvang is, wedergeboorte, en daar iets begin plaasvind in jou, wat 'n klein kindjie voortgebring het. Maar 'n klein kindjie, as hy klein bly, dat ons die woord in Afrikaans wat sê, is gebreklik, of verstandelik agter, of whatever was het name daarvoor. En ek het sulke mense geken. As al groot mense, maar jy moet nog soos 'n kleintjie letterlik hulle broeke skoonmaak. Hulle bad, hulle voer, hulle eet, hulle daar gebly. Ons sê daar's iets fout. Maar hy het jou iets gegee om nie daar te bly nie, maar om voort te gaan en word. Jy klein kindertjies en dan jy later vol hierdie tienerjariges, of wat sal ons hulle noem? Jong manne, jong seuns, jong dogters. En dan praat die woord ook van julle ou manne of julle volwassenes. So, hy gee vir jou die mag. Iewers begin jy met wedergeboorte en jy eindig. So, hier in die begin, toe die Here sy saad in jou gesit het, het hy reeds die einde gesien, 'n man en vrou wat tevoorskyn kom in die krag en in die heerlikheid van God Almagtig. Wie's, oh God, ek raak moedeloos. Lyk of jy ons nie glo nie. As jy nog, wie's nog by my? En wat interessant is, met daai saad, enige saad, in hom, in daai saad, is 'n vermoë opgesluit. Rita het gister vir my 'n avo skoon gemaak, en die put uitgehaal en skoon gemaak. Ek wou nie gesê het, wat is dit nie. Maar wie van julle ken hierdie ding? Wie van julle al 'n avo saad gesien? Dis 'n put. Daar is mense, ek en Riets het jare in die Laagveld gebly en baie avos geëet, so ons het die idee. Het jy geweet as jy hierdie ding sien, wat sien jy? Wat sien jy? Sê vir my, wat sien jy? Nee, wat sien jy nou? Is dit 'n put? Dis 'n put. Hy sê, weet jy wat, hy ken nie van avos nie. Ja, jy kom ook daar, jy val 3 uit daar, eet jy net gas. Is 'n put. Wat sien jy, Leo? Wat sien jy? Is 'n damn put, nie skaam wees nie. Ek meen, jy is mos nie blind, jy kan sê, dit is 'n put. Wie vir julle? Wat is dit? Is 'n put. Het jy geweet, in hierdie put lê 'n vermoë van 'n magtige boom, en ek het ewe bome gesien, daai wêreld, ek daar op 'n Duivelskloof het ek bome gesien, wat hierdie dak verf boven uit staan. Groot, massiewe goede. Daar waar ek gebly het, die views waren groot bome. Maar het gekom met 'n put uit. Daai hele ewerboom is binne in die put. Oh God. As jy nog iets so? Wie ek gaan vir jou iets vertel, ek is besig om vir jou iets te vertel. Daai hele ewerboom sit in hierdie put opgesluit. Met al sy takke, met al sy blare, met al sy, hy gaan nog deur storms en wind en haal en brande wat kom, maar daai hele boom is opgesluit, 'n massive ding wat tevoorskyn bring wonderlike vrugte, wat daai hele ding voor, daai alles is in hierdie saad. En of jy dit glo, is besides the point. As jy dit glo nie, is jy dom, vreeslik dom.
so dom soos die arrow se skil, want die put weet wat in hom is. Hier is goed in hierdie put opgesluit, wat ek voor jou staan, en ek gooi vir hom in die lug. Hierdie ding gaan 'n magtige boom wees, met baie takke, met baie blare. Gee hom vir my aan as jy my hande kry daar, kom ek terug vorentoe. Baie blare en baie vrugte is in hierdie ding. Onthou jy begin toe gesê die saad wat jy ontvang. Saad van die woord, saad van die koninkryk. Daar's goed nou opgesluit. En as dit voortbring, gaan dit jou mind blaas. Is in hierdie ding opgesluit. En wanneer ek en jy God se saad ontvang, is die vermoëns daarin opgesluit om 'n mens te voortskyn te bring na die beeld en die heerlikheid van die almagtige God. En ek en jy kyk en ons sien 'n put. Die almagtige kyk en hy sien 'n boom. Wie's nog hierso? Hy sien by die begin alreeds die eind. Hy sien by die begin van jou redding, by die begin wat aan jou lewe begin, sien hy nie jou swakhede, jou slegheid, jou skandes, hy sien nie daai goed nie. As hy na jou kyk in die begin, dan sien hy jou einde. En hy sien sy grootheid en sy almag en sy heerlikheid, God binne in jou. Wie's nog hierso? Ek is op 'n gevaarlike grond en jy ook. Want jy kan dit mis of jy kan dit verstaan en raakloop en toelaat dat die saad in jou ontkiem en te voorskyn bring. Saad wat gesaai is na die beeld van die Almagtige. Want hy sê daar in 1 Petrus, gooi hom weer vir my daar op die bord. Petrus asseblief, gaan my weer 1 Petrus toe. Julle is weergebore nie uit verganklike saad nie, maar deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly. Daar's 'n ander teks, as ek kon net in die hande kry. Kom ons lees maar 2 Petrus 1. Ek wil nou later gelees, maar kom ons lees nou maar 2 Petrus 1. 2 Petrus 1, daar sê, vers 3. Hy kom en hy sê immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk, wat uw lewe en godsvrug dien. So hy kom en praat met die saad, hy sê immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk, wat tot die lewe en godsvrug dien. Die kennis van hom wat ons geroep het, die is sy heerlikheid en deeg. Waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur. Sê saam met deelgenote. As jy het glo, sê het uit jou hart uit, deelgenote van die goddelike natuur. Verstaan jy Afrikaans? Jy kan in Engels gaan lees as jy wil, as ander taal ook. Maar hy sê, ons word deel van God se natuur. Het jy al bietjie daaroor gaan sit en dink? Dit maak nie van jou 'n geestelike moffie nie, as kies vir die Engelse woord. Dit maak vir jou 'n powerful person. Hy sê, jy word 'n deelgenoot, die vermoë is opgesluit van die goddelike natuur. Naat jullie verdorvenheid ontvlugheid, nee. Wat jy begeerlik in die wêreld is, en dis 'n hele boodskap op sy eie daar. En ek gaan nie nou verdaal stil staan nie. Altyd jy moet verstaan. Hy het sy saad ons gesit wat vermoë gee. Het jy al gedink aan die saad? Miskien jy hoef my oop te maak, maar Genesis 3 vertel ons al hierdie ding. Genesis 3 vertel die Here in vers 15 'n ding. Hy sê hierdie ding. Hy sê vir Satan, hy sê
ek gaan vyandskap stel tussen die vrou se saad en jou saad. Dan sê wat die saad, hy sê, dan die saad is singular, een woord, hy sê, hy sal jou kop vermorsel en jy sal hom die hakskeen byt, wys na die kruisiging wat daar gebeur het. Maar hy gee kop. So, reg gaan die begin toe sê wie die saad is. Wat kom. Toe hy in Abraham beloftes maak, toe sê, en aan jou saad, singular, enkeling, gee hy beloftes. Paulus beskryf het, hy sê, en hierdie saad is Christus Jesus. Dis daar dieselfde saad, wat ek en jy ontvang in ons lewe, sy naam is Jesus Christus. Maria. Maria is 'n jong dogter, 'n tiener. Ek weet nie hoe oud sy was nie. Party ouens praat van 12, ander praat van 14, 15, 16. Môre lees in daai groepering. Kom 'n engel, Gabriel, en hy praat met haar. En hy sê vir haar, weet jy, gaan 'n kind hê. Sy sê, stop die bus. Ek is 'n maagd. Ek kan nie kind hê, ek is nog nie getroud nie. Kan nie kind hê. Hy sê nee. Die gees van God sal oor jou kom. Die krag van die Here sal jou oorskadu. Dan gaan jy swanger word, en hy kind wat gebore word, sal die kind van God genoem word. En toe twyfel nie, weet wat sy toe sê, al sy sê, laat dit my wees, volgens u woord. Toe sê daai woord wat die engel van gee ontvang, sy sê, laat dit my wees, volgens u woord. Toe raak sy ontvanklik, goeie grond. Johannes se pa Sagaria, toe die engel vir hom sê, toe wil hy eers by hom weet, maar hoe moet ek nou weet dat dit gaan gebeur? Jy weet, dalk lieg jy vir my. Toe maak jy hom stom, laat hy nie weer praat vir 'n klomp maande nie. Maar hierdie meisiekind sê, laat dit my wees. Soos u gesê het, laat u woord so wees. En die gees van God kom oor haar, sy word swanger met 'n saad vanuit die hemel uit. Nie van 'n mens, maar van God in haar. Word sy swanger. En Jesus Christus kom tevoorskyn. En hy sê vir ons, hierdie Here Jesus, dat as ons is sy liggaam, ons is sy kerk, hy woon in ons. Maar hy kom sê vir ons hierdie ding, die dag toe ek hier tot wedergeboorte kom, dan sê ons ook vir hom, laat dit my wees volgens u woord. Sy woord sê, ek wil mense maak na my beeld en gelykenis. As jy reg daarvoor, dan sê jy, laat dit my wees volgens u woord. Ek wil my saad in jou plant. Wat 'n saad is dit? Die enigste saad wat die moeite werd is om my te plant, is die saad van Jesus Christus. Dis die enigste saad. God saad, sy seun. Hy plant sy saad binne my. Wat kom in my tevoorskyn? Wat kom in hierdie saad? Daar's vermoëns in hierdie saad. In elke saadjie is daar klaar gesê of jy gaan blou oë, groen oë of bruin oë hê. Wat se hare jy gaan hê. Hoe hoog, hoe klein, hoe groot. Alles is klaar in daai saadjie. Toe hy kom en sê ontvang sy alles wat God is. Vader kom en hy praat met ons en ons sê dat ons wees volgens u woord. Ons word wedergebore, nie uit verganklike saad nie, maar onverganklike saad, dit wat van God afkom. En dit wat tevoorskyn kom, is wat in die saad is. Die saad is Jesus Christus. Hy is die saad in ons. Christ, die Engelse woord sê, Christ in us, Christus in ons. Die hoop op heerlikheid. Christ in us, the hope of glory. But listen, it's only a hope. It's not a glory. It's a hope of the glory. What is it? It's Christ growing in me to come to his fullness in me. His fullness in me is the glory. Is jy nog by my?
aan almal kom aangeneem met die mag gegee om kinders van God te word, if you receive by faith. Everything, the seed is Christ. And Christ in you, who's the hope. It's not staying the hope, but become the glory in you. As jy nog by my? In daai saad, wat in jou gesaai is moontlikhede opgesluit, en God die Vader kyk nie na jou soos jy vandag na jou kyk, en jy sien hoe jy is nie. Hy weet, hy sien die einde, hy sien jou aan die einde, vol van sy heerlikheid, vol krag, vol van sy majesteit, vol van alles, wie hy is, want dis wat hy tevoorskyn bring. Wie is nog by my? Ek wil net kyk of daar iets is wat ek gemis het, dalk het ek. Miskien kan ons net gou net na hierdie een kyk, oor barensnood, gou Romeine 8:19. Romeine 8:19. Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbarmaking, the revelation van die kinders van God. Sy saam met die skepping wag. Hy wag vir daardie manne en vroue wat tevoorskyn kom aan die krag van die Here. Skepping wag. Want in die tuin van Eden het hy gesê, dis wat ons gaan doen. Toe kom die sondeval en al die gemors wat daarna gebeur het, en na dieselfde skepping awaits now for Christ to come. Wat sê hy verder? Wat sê hy verder? Ek wil net om hier by my ook oopmaak. Vers 20, want die skepping is aan nietigheid onderworpe, nie gewillig en terwille van hom het onderwerp het, in die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word, van die slawerny, van die verganklikheid, door die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. Vers 22, want ons weet dat die hele skepping tesame sug, tesame in baringsnood is tot nou toe. So baringsnood is iets wat tevoorskyn kom. Die seuns en dogters van God moet nou tevoorskyn kom. Jy kan vandag staan en sê, yes, ek is 'n seun van God. Ja, ek is 'n dogter van die Here. Jy glo dit, jy declare dit, maar ek wil vir jou iets anders vertel. That is not the end. Daar gaan 'n heerlikheid in die kerk tevoorskyn kom. Wat Christus, en er staat in Paulus gesê, jy het my gesien soos Jesus, jy het my gesien as wat Christus is, toe hy nou te kom. Daar kom 'n tyd, wat die kerk tevoorskyn kom, en die plan wat God van die begin af gehad het, mense na sy beeld en gelykenis. Hy sien die begin, al reeds in die einde, of die einde van die begin. Sien, dis wat nou gebeur. Dit lyk nie lekker nie. Hy kom by Jesus, en Jesus gaan deur al hy smarte, en hy word geslaan, en ons 'n paar weke terug, Dr. Andries, die hele oggend gevat, om vir ons daar hierdie kruising te werk. En dit lyk soos die einde, en vir almal van hulle was dit 'n einde gewees. Maar toe is daar 'n opstanding. Want hy het aan die begin die einde gesien. Hy het aan die begin gesien, maar die einde gesien, 'n verreëse Jesus, een wat nou sit aan die regterhand van God in die hemele, in krag en heerlikheid. Dis wat hy gesien het, maar hy daar begin. Wie is nog by my? Wie verstaan wat ek sê? Weet, toe hy Abraham geroep het voor Abraham was, kom hy by Abraham, by sy pa se huis. Hulle is afgodsaanbidders. Abraham het nie geskyn soos 'n ster in die heerlikheid van God nie. Hy was saam met sy pa se huis. Dis waar hulle groot geword, dis wat hulle gedoen het. Kom hy by hom.
kort naampie net Abraham. Maar toe God met hom praat, toe het hy klaar die einde gesien. Hy het klaar die kerk gesien wat gaan kom. Hy het klaar die grootheid van God. Hy sit in hom beloftes en hy word net Abraham en hy kry beloftes op beloftes en daai beloftes word die kerksinne, want God het toe hy by hom gekom het in 'n afgodsplek alreeds die einde van die kerk gesien in krag en in heerlikheid. Wie is hier by my? Daar's nog net een, daar's soveel en ek kan net dalk almal dink, maar aan die was Gideon wat staan in Israel is onder verdrukking. Hy self is so bang, hy's die kleinste familie en die kleinste stam, kruip iewers weg en slaan koring net uit, te bang wat, en hy gaan, hier kom 'n engel vir hom en sê vir hom, gaan voeter hulle op my broer, gaan slaat hulle, gaan geel op die herrie, kom doen iets, jy weet, en Here praat met hom. Maar as jy nou, okay, hy sê nie vir engel, wacht so 'n bietjie, man, jy iets verstaan, jy weet, ek sê kleinste familie en die kleinste stam, nou, wat bekeer jou? Weet, daar's ander ouens, gaan vra hulle. Maar toe God na hom toe gestuur het hy klaar die einde gesien. En daai ou staan op en hy verlos Israel. En dan gee hy klomp Filistyne op hulle herrie. Hulle jaag hulle die see aan. Hulle doen alles wat hulle moet doen en want God het klaar die einde gesien. Kom ek wil iets vertel. Jy sit hier vandag en as jy vanoggend kan, jy geloof sê, God se saad is in my. Ek weet ek is nog nie tussen die vloere Paul toe, maar die saad in my vermoëns is om my te maak 'n magtige boom in Christus Jesus. Hier kan vrug uit my voorkom wat 'n groot verskil gemaak. Hier gaan magtige dinge gebeur wat in die saad is wie enige saad, dis God se saad, dis Christus in my, die hoop op die heerlikheid. Dis hoekom Paulus kom, weet, en hy praat vir die barensnood, maar hy kom en hy sê vir ons hierdie ding, hy sê vir Galasiërs, hy sê, my kinders, ek is weer in barensnood tot Christus in julle gestalte kry. Hy sê het vir Galasiërs wat weer soos kindertjies word. Hulle is gered, gevul met die Gees en groot dinge het gebeur, maar nou gaan weer terug na die wet toe. En toe hulle terug gaan na die wet toe, toe word hulle weer so klein kindertjies, useless. Hulle kan niks erf eers nie. Hulle is so slawe. Hy sê, en nou sê Paulus vir Galasiërs, hy sê, ek is weer in barensnood, soos die skepping in barensnood is wat wag. Ek is barensnood, totdat Christus weer gestalte aan julle kry. Not the God kind of Christ, Christ himself. Wie is nog by my? Okay. Maria sê, laat my wees volgens u woord. Vanoggend is God se woord vir jou. Ek het jou vergewe. En ek het jou vrygespreek. En ek sal in jou sondes en ongeregtigheid nie weer dink nie. Want hy dink aan jou einde. Want jy's gemaak om te voorskyn te kom. Na sy beeld en sy gelykenis. Jy's gemaak om te voorskyn te kom in die krag van sy heerlikheid. Ek praat met jou gees wat in jou is. Daai ding wat gewederbaar is. Daai gees in jou wat God in jou gesit het, wat weergebore is. Deur onverganklike saad, wat maak dat daai gees nooit weer sal sterwe nie. Dat hierdie gees die vermoë het om voort te kom na God se eer en heerlikheid, na sy krag. Ek praat vanoggend met jou. Ag, ek bid vir goeie saad, goeie grond eerder. Die ontvanklik sal wees en weet. En ek gaan nou hier stop, maar soveel, ek kan nie amper sê hier is 'n inleiding nie, is maar net te begin, maar daar is soveel om te sê oor die saak. Maar miskien wil ons net daai gesindheid hê, ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord. Of daai gesindheid hê van Maria wat sê, laat het my wees volgens u woord. Nie volgens my teologie nie, volgens my Bybelkunde, of die goed wat ek glo nie, laat het my wees volgens u woord.
Nie die goed wat ek deur die jare in die kerke opgetel het, wat ons nou dink wat reg is. Nee, laat my wees volgens u woord. In die begin het u gesê, Openbaring sê, en hy sien die nuwe hemel, die nuwe aarde, en die nuwe Jerusalem van God. En dan praat hy van ons wat hier sit. En miljoene ander. Die nuwe Jerusalem. Wat tevoorskyn kom. Kom ons bid saam. Dankie, Here Jesus. Dankie, Here Jesus. Kind van die Here. Ek wil hê terwyl jy oor toe is. Ek gee nie om wat jou planne is nie. Maar ek vertel jou van die Skepper van die hemel en aarde. Het onsself bekend gemaak en gesê, ek maak mense na my beeld en gelykenis. En tyd het gekom dat jy hom glo. Want hy reg aan die begin het hy die einde gesien, die kerk. Die einde gesien mense wat Petrus noem lewende stene. Sien die mense wat is soos hy is. In sy krag, in sy heerlikheid. Mense wat hy noem gode. Omdat na sy beeld 'n gelykenis is. Jy sien, as jy jou mind change en van glo wat hy sê, dan sê wat Maria sê, laat dit my wees. Volgens u woord. Wil jy volgens net daar sit? En as jy hoef het, ek vra nie vir almal om te sê nie, ek glad nie. As daar mense vanoggend wil sê, laat my wees. Volgens u woord. Te wees soos u is. U plan. Wil jy net, nou jy sit jou hande opsteek en sê, laat dit my wees. Volgens u woord. Doen dit gou. Vra nie, iemand kom tot bekering nie, dis nie wat ek vra nie. Ek vra, dat dit sal sê, dit wat u plan is, van die begin af, sal realiseer in my lewe. Ek het die saad in my, en die boom Christus het in my tevoorskyn kom, gaan sy vrugte dra. Hier's fruit. Ek dank U, Here, dat ons as kerk, as gemeente, kan sê, laat ons wees volgens U woord. Die geboorte, die saad in ons, Christus, sy volle heerlikheid tevoorskyn sal kom. En die wêreld sal sien wat die Here bedoel het toe hy gesê het, hierdie wêreld wat in barensnood is, totdat Christus weer gestalte kry in Jesus naam. Amen. Amen. Dankie dat jy vanoggend hier was. As jy wil, ek moet saam met jou bid. Hier agter is lekker koek nou. Jy kan lekker koek gaan saam eet. En koffie drink, en tee drink, en lekker kuier. Maar jy kan so lank soen toe gaan, maar as jy wil ek moet saam met jou bid voor jy gaan. Ek gaan nie voorwag, as jy welkom om na vorentoe te kom, saam met jou bid en God vertrou waar ook al jy wil hê. Ons sal moet vertrou. Onthou vanaand 5:00 sien ons julle weer. Die Here seën julle.